Here groet ons genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing is Kolossense 3. Kolossense 3. En ek gaan lees vanaf vers 5 tot vers 17. Kolossense 3 vers 5 tot 17. En ek lees uit die 83 vertaling. Kolossense 3 vers 5 tot 17. En die fokusverse is vers 13 en 15 tot 16. Kolossense 3 vanaf vers 5. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, woede, haat, nait en gevloek, vuil taal, moet dan nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word, na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Vers 13 gaan ek net weer lees. Staan, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Ja, so julle ruk terug het ek 'n hele reeks gehad, reeks preke, wat handel hoe om konflik vinnig op te los. En veral, dit kan enige konflik wees tussen ouers en kinders, of tussen vriende, maar veral tussen 'n man en 'n vrou. En nou kyk na die strategie wat 'n man kan volg en 'n strategie wat 'n vrou kan volg om vinnig konflik in die huwelik op te los. En by albei strategieë speel vergifnis 'n baie groot rol, né? Jy moet vergifnis kan vra en jy moet ook kan vergewe, né? Vergifnis vra en vergewe. Maar nou kom ek ook agter, ek het alself dit ook beleef, baie keer vra ek vergifnis, né, maar ek kry nie vergifnis nie. Hoekom is dit so? Ja, ek sê dan ek is jammer, maar hoekom vergewe? Dis baie keer doen ons dit nie opreg nie. Baie keer kan 'n persoon voel jy's nie opreg as jy vergifnis vra nie. Nee, jy doen byvoorbeeld, jy kan dalk sê ek vergewe jou, nee. Ek is hier in my hart as ek eintlik 'n wrevel. Ek het hierdie wrevel en dan voel ek nee, ek kan nie. Ek vra vergifnis, maar dis nie regtig uit die hart nie. En so het ons so 2 weke terug gekyk hoe om op die regte manier vergifnis te vra, sodat jy vergewe kan word. En daar's 'n gesindheid wat jy moet hê, jy moet met nederigheid, empatie en liefde en opregtheid. En om op vergifnis te kan vra op die regte manier, moet jy baie keer met jouself ook eers vooraf daai persoon vergewe. Want ongelukkig in 'n konfliksituasie maak beide partye mekaar seer. Dis nie net een party wat seer gekry het nie, dis baie keer in 'n konfliksituasie, beide partye het seer gekry. En daarom moet die een party besluit, weet jy, ek gaan vooraf, gaan dit uitsorteer met die Here, ek gaan vergewe, sodat ek opreg vergifnis kan vra.
So jy moet vooraf kan vergewe. Sonder dat daar vir jou gevra is om te vergewe. En dis moeilik, né? Dis baie moeilik om iemand te vergewe wat nie vir jou gesê het, is jammer nie. Daai vooraf vergifnis, so jy moes al reeds, tussen jou en die Here, die aanstoot wat jy het teenoor daai ander persoon afgehandel het, voordat jy kan vir daai persoon sê, hoor hierso sal jy my vergewe. En dit help nie om met 'n harde hart vol wremel, nee, iemand te vergewe nie. Dit help nie jy sê, ek is 'n godsman of 'n godsvrou en ek weet ek moet vergewe, so ek sal vergewe nie. Ja, ek vergewe jou. Nee, dit is nie die opregte vergifnis nie. Dit sê ek vergewe jou, maar jy het hierdie wrevel, 'n harde hart. Dit gaan nie werk nie. Paulus skryf hier in Kolossense 3 vers 13. Nee, ons moet vergewe. Soos die Here julle vergewe, moet julle mekaar ook vergewe. En ons weet die Here vergewe nie met 'n wrevel in die hart nie. Die Here vergewe jou ten volle, nê, in Christus. Hy spreek jou vry. Hy vergewe jou van harte. So het Jesus ook gesê in Matteus 18 vers 35, so sal my Vader in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. So jy moet van harte kan vergewe, met opregtheid moet jy kan vergewe. Jou hart moet ook reg wees. Opreg, eerlik, vergewe. Nou, hoe kan ons harte verander om iemand te vergewe? Iemand my seer gemaak, hoe gaan ek my hart sag kry, dat ek daai persoon regtig kan vergewe en vryspreek, nê? En dan sien ons, Paulus gee vir ons riglyne in vers 15 en 16 van Kolossense 3. In vers 15 sê hy, en die vrede wat Christus gee, nê, moet in julle lewens die deurslag gee. Om jou hart te verander, nê, moet die vrede van Christus in jou hart, in jou lewe, die deurslag gee. Die deurslag gee, of soos die 53 vertaling sê, heers, die vrede moet heers of deurslag gee, beteken om op te tree as 'n skeidsregter. So God se vrede moet 'n skeidsregter in jou lewe wees, nê? En wat beteken daai vrede? Nê? Dit is vry. Jy's vry van angs en bekommernis. Want Jesus Christus het natuurlik totale vrede tussen jou en God gebring. Die Here is in jou lewe. En met die Here in jou lewe kan jy vry van angs en bekommernis wees. Paulus sê ook in sy Filippense 4 brief, nee, sê hy ook, wees bly in die Here. Ek herhaal, wees altyd bly in die Here, die Here is naby, nê? So jy kan vry wees van angs en bekommernis, en die vrede wat Jesus gebring het met jou hemelse Vader, moet 'n skeidsregter wees in jou lewe. Nê? Ons moet alle sake in my hart, moet die vrede van die Here 'n skeidsregter oorwees. Sodra ek bekommerd of angstig raak, of veroordeeld voel, of verwerping voel, of voel ek is nie goed genoeg nie, nê? Dan daar fluitjie blaas. Maar fluitjie blaas in jou hart, nê? En sê, maar dit geld nie vir my nie. Sodra jy die slegte goeters voel, nê? Daai bly fluitjie blaas. Is die Here se vrede in my hart. Dis die skeidsregter. Dit bepaal wat reg of verkeerd is. Nou, hoe kry ek daai waarheid van God se vrede in my hart? In vers 16 sê Paulus, die boodskap of woord, logos, van Christus moet in sy volle rykdom in my bly. So, die boodskap van daai vrede, nê, wat Christus gebring het, moet my hart bewoon, moet my hart oorheers, moet die deurslaggewende beslissing maak, soos 'n skeidsregter met 'n rugbywedstryd. So, ons kort 'n skeidsregter in hierdie wêreld. Want daar's baie stemme wat jy hoor elke dag, nê. En almal wat hy oorwinnaars gedoen het, nê, mens voel ligter en jy voel dit goeders afgehandel, nê, maar môre, nê, die wêreld het nie verander nie. Nê? En soos wat Lennard gesê het, nê, God verander nie die wêreld, hy verander jou
vir die wêreld. Dat die vrede van God in jou hart sal lewe en sal heers. En dat dit 'n skeieregter wees, as jy weer maandag, as ons maandag ons almal weer teruggaan in die wêreld, nê, en ons hanteer die dinge, die konflik by die werk, of wat ook al, die uitdaging, selfs in die verkeer, nê, God se vrede. Want ons verloor so maklik God se vrede. En ons het verloor met daai vletjie aangaan. 'n Skeieregter. Want daar stemme van die wêreld, nê, wat vir jou ander dinge wil sê. Daar's stemme van Satan wat vir jou ander dinge wil sê. Daar's 'n stem van jou vlees wat ook ander dinge van jou wil sê, wat jou vrede wil steel. En dan moet die skeieregter die fluitjie gaan. Dan moet die fluitjie blaas. Want daar is soveel stemme, wêreld, vlees, duiwel, dat daar konflikte in my hart is elke dag. Net daar is vrees baie keer kom oor my lewe. Maar moet 'n fluitjie blaas dat ek hoop kry. God se vrede wat ek het met die Hemelse Vader. Daai konflik van vertroue en wantroue, jaloesie en liefde, fluitjie moet blaas. As ek voel ek's nie goed genoeg nie, nee, gee 'n rooi kaart vir daai gevoel. Jag hom van die veld af. Jag hom uit jou hart uit. Nee, as jy voel angstig, gee hy angs 'n rooi kaart. Jag hom uit jou hart uit. Jag hom van die veld af. Want dit geld nie vir jou nie. Dis teen jou reëls, teen God se reëls in jou hart. Nou, hoe kry ek daai vrede in my hart, dat dit daar heers en bly? Natuurlik, om die logos, die boodskap van Christus, te lees en te oordink, sodat die woord van die Here in my hart kom lewe. Dat dit daar heers, God se woord, wat is die waarheid vir my in Christus, wat my vry maak van al hierdie leuns, van al hierdie stemme, wat ander dinge sê as wat die Here sê oor my lewe. En dan hoe kan jy weet of God se woord, Jesus se boodskap, logos, die vrede wat hy gebring het met die Vader ryklik in jou hart is? Hoe kan jy dit weet? Dat dit daar heers. Hoe weet jy dit? Is wanneer die vrede die kenmerk is van jou hart. God se vrede die kenmerk is van jou hart. Positiewe emosies soos geduld, vrede, dankbaarheid. Die Heilige Gees gebruik God se woord om sy vrugte te produseer in ons lewens wat positiewe emosies bring. Dit is wat ook staan in Kolossense 3 vers 12. Daarom sê, daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Hoekom laat ons so maklik toe dat ons vrede, ons vreugde gesteel word? Eenvoudige ding, soos in die verkeer. As iemand net voor jou indruk, dan verloor jy alles. En jy's kwaad. Jy het eintlik hierdie moordgedagtes teenoor. Hoekom laat jy dit toe? Hoekom gee jy daai gesag, daai autoriteit aan daai persoon om jou hart so te vergiftig met woede en haat? Kom doen ons dit? Dis 'n rooi kaart. Nee, laat dit gaan. Here, bewaar my dat ek net veilig by werk kom. Heilige Gees werk aan daai persoon se lewe. Dalk is daar 'n krisis, mens weet nie, kan jy vir die persoon bid? Want lyk of die taxi drywers altyd krisisse het, maar in elk geval, hulle het. Maar dis wat ek sê, eenvoudige dinge wat ons so maklik net die vrede verloor. En dit is baie keer dat God se woord, Jesus, die boodskap van die vrede van ons leef nie vanuit dit elke dag prakties nie. Wees bly, die Here is naby. Wees altyd bly. Jy is sy kind. Niks en niemand kan dit verander nie. En as daai woord, daai vrede ryklik in jou hart is, dan produseer dit positiewe emosies van vrede, geduld, dankbaarheid, waarmee ons moet lewe. En as ons sê die boodskap, Jesus se boodskap, dis eintlik Jesus self wat in ons harte moet woon. Jy kan hom nie losmaak van sy woord nie. Jesus is die beliggaaming van sy woord. Want in 1 Johannes 1 vers 14 staan die woord het mens geword en onder ons kom woon.
So Jesus die beliggaaming van sy woord, dat hy in jou hart woon. In elke situasie, as hy vletjie afgaan, want dit is 'n rooi kaart wat jy moet gee, moet jy vir jouself vra, wat is Jesus se gevoel, sy denke, sy emosies en wil in hierdie situasie? Jesus moet jou denke, emosies en wil beheer. Jy moet doen soos wat Jesus sou gedoen het. Soos wat hy gedink het. En soos wat hy gevoel het. Laat kyk bietjie rond, ook as jy verkeer, as jy ry. Sien bietjie die nood ook raak om jou. En bid eerder in die verkeer byvoorbeeld. Bid waar jy gaan. Daar's mense wat verlore is, wat die Here nog nie ken nie. Wat daar sit en hulle dink, die enigste uitkoms sal wees as hy R10 of iets kan kry. Dit sal hy het baie meer nodig. Bid vir die mense. Sien die nood raak. Voel, dink en soos wat die woord staan. Voel soos wat Jesus voel. Doen soos wat Jesus doen. Die woord woon nie werklik in ons harte, heers nie in ons harte as ons emosies en karakter nie Jesus se weerspieël nie. Psalm 104 sê die psalmdigter ook, mag my oordenking hom welgevallig wees, ek sal bly wees in die Here. Sodra jy moedeloos is, sodra jy angstig is, oordink, vat beheer oor jou denke, wat sê die Here in sy woord? En dan gaan jy agterkom, dan gaan 'n liggie aan, en ek is bly in die Here. Oordenking van God se woord produseer gedagtes wat uitloop op positiewe emosies. Want jy moet altyd weet, jou emosies is die produk van jou denke. As jy alleen dink en glo, gaan dit ook weerspieël in jou emosies. En dan gaan jy ook doen volgens dit. Jou emosies is die produk van jou denke. Wat vul jou denke? Die boodskap van Christus, die vrede wat hy gebring het met die Vader? Of dinge wat jy sien en proe en hoor en ruik? Vul dit jou denke. Dan gaan jy ook negatiewe emosies mee sit. Leengedagtes reflekteer baie keer nie die waarheid nie, leengedagtes, jou emosies, leengedagtes kom uit in jou emosie en jou emosie reflekteer nie die waarheid nie. Kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê jy en 'n kollega doen aansoek vir 'n verhoogde pos by die werk, 'n hoër pos by die werk. Nou is daar roemer, voordat hulle die finale uitslag gee, is daar roemer wat omgaan, wat sê, nee, jou kollega het die pos gekry, jy het dit nie gekry nie. Wat gaan jy voel? Jy gaan natuurlik negatief afvoel, met negatiewe emosies sit. Maar 'n vriend van jou wat in dieselfde maatskappy werk, het gehoor, jy het eintlik die pos gekry, Alhoewel die roemer sê, jou kollega. En hierdie vriend, voordat jy hoor die uitslag, bel jou en sê, baie geluk, ramkat, maar jy het dit gemaak. Hoe gaan jy reageer? Jy gaan geïrriteerd wees, terg jy my? Spot jy met my? Nee. En hy gaan wonder, hoekom is jy so geïrriteerd, dat hy jou geluk wens, dat jy die pos het. Maar sodra jy hoor wat die waarheid is, jy het die pos, dan verander jou emosie natuurlik heeltemal anders. Maar verstaan jy as jou emosie bou op 'n roemer, dan reflekteer dit nie die waarheid nie. En dis negatiewe emosie. En so leef ons ook baie keer. Die duiwel vertel vir jou allerhande goeters, wie jy is en wat jy is, wêreld en dinge, en dan leef ons en dan vul dit ons denke en reflekteer ons emosies nie die waarheid nie. En ons verloor die vrede van die Here. Maar moet daai vletjie blaas. Die rooi kaart moet gegee word. En vir die Here vra, wat is die waarheid? Dat jou emosie ook. Jy kan eers sien dat regtig die woord van die Here in jou hart woon en werk, as dit jou emosie verander het. As dit 'n positiewe emosie geproduseer het. Dan eers kan jy sê, maar die woord woon in my hart. Ek het al baie, en ek het so saam met geopende deure, het ek ook al, die vervolgde kerk in China en Vietnam besoek. En dit is moeilik vir daai mense.
Maar die blymoedigheid, wat hulle het onder daai vervolging. Hoekom? Want hulle het die vrede van die Here. Die dankbaarheid wat daai Christene beleef. Ons het soveel dinge om oor dankbaar te wees. Ons word nie vervolg nie. Daai mens net om 'n woord, net die woord te kry. En hier oor die naweek het ons ook mos daai video gewys met die was Woensdag gewees toe daai Chinese Christene daai Bybel kry. Hoe het hulle gehuil van dankbaarheid. Want dis God, dis Jesus se boodskap dat dit hulle denke kan beheer. Jy kan eers sê werklik dat God se woord, Jesus se boodskap jou lewe in jou hart is wanneer dit ook uitkom in jou emosies. Selfs al is jy daai kollega wat aansoek doen en jy kry nie daai pos nie. Jy kry nie daai verhoogde pos nie, kan jy nog steeds bly wees in die Here. Hoekom? Want die Here is in beheer van my lewe. Die Here het dalk 'n ander plan met my lewe. Ek het al selfs gehoor ook van gelowiges wat 'n hoër pos by die werk aangebied is, wat sê nee dankie. Hoekom? Want dit gaan vra dat hulle minder tyd by die huis is, minder tyd vir hulle huweliksmaat het, minder tyd vir hulle kinders het. En dan sê hulle nee dankie. In elke omstandighede, kan ek die vrede van die Here hê. Elke omstandighede. As jy werklik glo, maar God is in beheer van my lewe. God sal vir my sorg. Nou, en dan, as die woord so my denke oorheers, dan met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Nou kom ons gaan terug om te kan vergewe, om my hart te verander, om te kan vergewe. Om opreg te kan vergewe. Om mekaar van harte te vergewe soos die Here ons vergewe het. Dit help nie. Jy vergewe, soos ek sê, met 'n harde hart of 'n wremel in jou hart, net omdat jy weet dis die regte ding. Vergewe, jy sê okay, ek vergewe jou vir wat jy by my gesteel het, of dat jy van my geskinder het, of dat jy my seer gemaak het, of dat jy vir my gelieg het. Ek weet dis die regte ding, ek vergewe jou. En as jy die persoon weer sien, wat gebeur? Dan spring af weer, daai woede op. Dit help nie. Dit help nie om met 'n harde hart te vergewe nie. Jy moet 'n sagte hart kry. En dan dink jy by jouself, hoekom moet daai persoon wegkom? Hoekom moet ek die gevolge dra alleen? Sleutel is om jou hart te verander na 'n sagte hart is jy moet weet vergifnis, en ek se les het gister gesê ook, vergifnis is hoofsaaklik 'n saak tussen jou en die Here. Dis die eerste sleutel. Om van harte te vergewe. Dit is hoofsaaklik tussen my en God. En as die Here se woord ryklik in my woon, en ek het sekerheid oor wat die Here sê oor my identiteit en toekoms. As God se woord beheer my denke, en ek glo my denke, en ek fokus daarop, dat dit wat die Here vir my sê, wie ek is in Christus, en wat hy sê oor my toekoms, dan maak dit nie eintlik saak of 'n persoon van my gesteel het nie. Want die Here kan dit vergoed. Dan maak dit nie eintlik saak of 'n persoon vir my gelieg het nie. Die Here kan die skade herstel. As ek glo wat die Here sê oor my lewe, wie ek is en oor my toekoms. Dan maak dit nie saak dat 'n persoon van my geskinder het nie. Want wat maak saak? Wat God van my sê. Wie hy sê ek is. Mense kan maar skinder. Kan maar hulle praatjies hê. Dan wat mense aan my doen, maak nie eintlik regtig saak nie. Wat saak maak is, wat sê God oor my lewe in sy woord. Dis wat saak maak. So, wat mense doen, maak nie regtig saak, as die woord van Jesus Christus ryklik in my hart woon nie. En ons moet pas op vir afgoderry. Want baie keer onvergewensgesindheid, en ek weet vergifnis is 'n proses, ek sê jy moet dadelik, as iemand verskriklike dinge, moet dadelik vryspreek nie, as jy bonatuurlike karakter van die Here is wonderlik. Maar as jy lank vat, en jy loop met bitterheid, dan sit jy eintlik met afgoderry. Want hoekom?
Jou vertroue is meer in daai persoon, wat jou te nagekom het, as wat jou geloof en vertroue in die Here is. Jy het meer vertroue dat daai persoon, vir jou sê wie jy is, hoe sleg jy is, en dat jou toekoms geruïneer is, as wat jy glo, wat die Here sê wie jy is, en dat God, my lewe is in God se hande. My toekoms is in God se hande. Ons sê baie keer, dan praat ons van 10, 15 jaar terug, daai persoon my lewe geruïneer, dis verby. Jy gee autoriteit vir daai persoon. Om te sê jou lewe is verby, dis klaar. Jy's geruïneer. Nee, my toekoms is in die Here se hande. Hy sê hy laat alles ten goeie meewerk. Romeine 8. Hy kan dit ding omdraai reeds, dat ek meer op hom vertrou in die pad stap wat die Here wil ek moet stap. Maar nou hou ek uit vas daar. Hy het my lewe geruïneer. Ek kan nie meer nie. Daar's niks vir my voor nie. En jou lewe val uit mekaar uit. Kyk nie meer vorentoe nie. Kyk jy na daai ou wat jou lewe geruïneer het. Dis afgodery. Daai persoon wat jou te nagekom het, kan jy nie daai autoriteit gee om vir jou te sê wie jy is en hoe jou toekoms gaan lyk nie. Daai persoon het jou nie lief nie. Daar's net een wat jou lief genoeg het, wat jy die autoriteit kan gee om vir jou te sê wie jy is, wat jou waarde is en hoe jou toekoms lyk. En dit is natuurlik Jesus en God die Vader. God het jou waarlik lief. En gee aan hom die autoriteit, bekeer jou van afgodery. Klim van, haal hy ou, sê gou gee hom 'n rooi kaart in jou hart. Stuur hom uit. Haal hom van die troon van jou lewe af. Hy het nie jou lewe geruïneer nie. Nee, my lewe is in die Here se hande. As ek nog asemhaal, net die Here plan en doen met my lewe. Gee daai persoon 'n rooi kaart. Skryf, vergeef. Haal hom af. Sit die Here op die troon van jou lewe. Glo wat die Here sê oor wie jy is en hoe jou toekoms lyk. En sodra jy dit doen, as jy jou bekeer van daai afgodery, gaan jy agterkom, jy kan van harte vergewe. Want ek weet, ek is in die Here se hande. En die Here het 'n plan en doel met my lewe. Plaas God op die troon van jou lewe. Dat God vir jou sê wie hy is en hoe jou toekoms lyk. Bekeer jou van afgodery. Dan kan jy vergewe. En ek wil ook nou hê dat ons saam bid en dat jy ook in jou eie hart ook dan saggies saam bid. Ek gaan vir ons lei in 'n gebed en dan kan jy ook self gaan 'n bietjie stilte gee en dat jy self ook met die Here kan praat. So kom ons maak ons oë toe en ons bid. Vra vir die Here. Here, vir wie is dit vir my moeilik om te vergewe? Wie sukkel ek om te vergewe? Wys dit vir my, o Heilige Gees. Vra dan ook vir die Here, wat sê U oor dit wat by my gesteel is? En Here, wat sê U oor my identiteit en toekoms? Spreek U met elkeen van ons in ons harte. En Here, dan vra ons ook, vergewe my afgodery. En ek verklaar dat die persoon wat my seer gemaak het, nie die God is in my lewe nie. En daarom nie my identiteit en toekoms kan bepaal nie. Here Jesus, ek ontvang U betaling vir die oortreder se sonde en ek vergewe die persoon. Dankie dat my identiteit in Christus is en dat my toekoms in U hande is. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons almal wees en bly. Amen.